Goeiemôre, dit is lekker om julle te sien. Nou, ek gaan vir ons bid en dan gaan ons begin vandag met 'n splinternuwe reeks, maar kom ek bid vir ons en dan duik ons in die woord van die Here ook in. Here, dankie vir u goedheid. Dankie vir die voorreg dat ons kan besig wees met u dinge. Dankie vir 'n gemeente waarvan ons kan deel wees, van 'n geestelike familie waarvan ons deel kan wees. Dankie dat party van ons hier is, party van ons is aanlyn, party van ons is in Smithfield, party van ons in Pietersburg, Kroonstad, Mosambiek, reg oor die wêreld. Maar wat 'n voorreg dat in u kan ons een wees. Dankie vir u woord. En dankie dat u woord ons wil leer en dat u woord ons wil toerus vir die taak wat u vir ons gegee het. En ek bid Here dat u dinge in ons sal wakker maak wat op u hart is vir ons lewe. En dat ons u sal volg in elke oomblik soos wat u ons lei. Kom breek die woord vir ons oop, Here. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Met Paasnaweek elke jaar maak ons 'n opname en dan vra ons vir jou 'n paar vrae. Baie van julle neem deel aan hierdie, baie neem nie deel aan nie, dis 'n preek vir 'n ander dag, maar baie van julle neem deel aan hierdie opname. En een van die vrae wat ons vra is, wat is die temas waaroor jy graag sou wil hoor, wat sê die Bybel daaroor? Wat is die dinge waaroor jy wonder? Wat is die dinge waaroor jy gestres is? En so ons begin vandag 'n nuwe reeks vir 3 weke wat ons eintlik gaan kyk na van hierdie die grootstes wat die vrae wat julle gevra het. Party van hulle is al in vorige reekse eintlik geantwoord van die vrae, maar vandag gaan ek met julle praat oor die een wat die derde meeste gevra is. Die tema of die vraag wat die meeste aangedui is, derde meeste van hierdie top. En dit was die vraag is, hoe deel ek my geloof met ander mense? En vandag wil ek jou help met dit. Nou ek weet, daar's 2 groepe mense vandag hier. Miskien is jy vandag hier en jy kyk half die kerkding uit, jy's dalk genooi, jy sal nie sê jy's heeltemal 'n volgeling van Jesus nie. En ek wil vir jou sê jy's welkom. Miskien gaan jy vandag die rede hoor hoekom iemand jou genooi het. Miskien gaan jy vandag die rede hoor hoekom iemand met liefde uitreik na jou toe en hulle vertel hulle storie en hoe dit werk en jy gaan iets van dit hoor. En daar gaan dele wees wat jy kan half terugsit en luister en dan kry jy 'n idee van wat hier gebeur. Maar dan is daar 'n ander groep van ons wat hier is en ons is die volgelinge van Jesus. En vandag wil ek jou help baie prakties oor hoe doen ek dit? Hoe deel ek my geloof met iemand anderste wat nie die Here ken nie. En as jy hier is en iemand het jou genooi en jy is nie by die Here nie, hier's wat jy moet weet, hulle het jou lief. En hulle wil hê dat jy sal beleef en ervaar en sal groei in dit wat hulle beleef en ervaar en gegroei het. Dit is net uit liefde hoekom hulle dit doen. En as jy sê maar hulle wil my probeer bekeer, dis presies wat hulle probeer doen. So dit is waaroor dit gaan. En daar's 'n rede vir dit. En vandag gaan jy deel van dit hoor. En ek besef ons beleef 'n klomp dinge en 'n klomp goeders, want ons lees verse soos 1 Petrus 3:15, waar Petrus sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. En ek weet, dis die ding baie keer hoekom ons sukkel om te deel ons geloof met ander mense, het baie keer te doen met hierdie woordjie, die antwoord. En ons het hierdie vrees, maar wat as ek met hulle die evangelie deel, of wat as ek Jesus met hulle deel en hulle verwerp my? En hulle wil nie meer my vriende wees nie. Wat dan? Wat gaan dan gebeur? Die ander vrees wat ons baie keer het, is dat, wat as ek misluk? Wat as ek dit nie reg doen nie? Wat as ek dit op die verkeerde manier doen? En baie keer hierdie vrese keer dat ons dit nie doen nie. En derde vrees wat baie keer het juist te doen met daai woordjie, wat as hulle my vra wat ek nie kan antwoord nie? Wat as hulle my dinge vra en ek weet nie wat om te sê nie? Hier is die goeie nuus wat ek vir jou wil gee oor daai. Hulle gaan jou vra wat jy nie kan antwoord nie. Welkom by die klub. En dan sê net, ek weet nie, maar ek sal gaan vir jou gaan uitvind. En jy deel iets van jou ervaring, en jy deel iets van dit. In Psalm 96 staan daar, verkondig elke dag sy reddingsdade. Vertel elke dag van wat hy gedoen het. Vertel elke dag vir mense wat gebeur het. Psalm 105 sê, vertel vir almal op aarde wat die Here gedoen het. En hierdie konsep is teenwoordig reeds in jou lewe. Jy is elke dag besig om vir mense sekere dinge te vertel wat gebeur het in jou lewe. Jy is elke dag besig om vir mense te vertel van ervarings wat jy gehad het, van mense wat jy ontmoet het, van vakansieplekke waar jy was, van kursusse wat jy bygewoon het, van produkte wat jy gebruik het. Elke dag vertel ons vir ander mense stories van dinge wat ons ervaar het en wat 'n impak in ons lewe gemaak het. So die konsep is nie 'n nuwe konsep nie. Inteendeel, party van ons het al dinge gekoop en produkte gekoop, juis omdat iemand anders ons vertel het van hoe amazing dit is. En nou vertel ons vir ander mense van hoe amazing dit is. Van dis wat ons beleef en dis wat ons wil ervaar. En ek wil dit vir jou prakties illustreer. So hier het ek 'n lieflike lemon meringue, vars gebak vanoggend.
As jy mooi kyk, die kleur is baie mooi. Onder 'n kors nie te hard nie. Hy moet nie te hard wees, hy moet nie breek nie. Dan is daar eiergeel en kondensmelk en suurlemoensap, maar die balans, die balans is net perfek. Hy's nie te suur nie, maar hy's soet genoeg. En dan bo-op is die meringue. Ligbruin gebak bo-op. Mooi skuim en ek moet net ek wil nie brag nie, maar dis dan die Poppy se resep. En ek het dit self gebak, maar dis rarig. En predikante mag nie lieg nie, so wie van julle is lus vir lemon meringue? Sharing is caring. Ek het nog 'n stukkie. Hand was eerste op. Vat 'n happie. Proe net, ons moet net eers 'n bietjie terugvoer kry. Ek hoop jy hou van lemon meringue. Ja, lekker. Jy sê is lekker. Jy kan gaan sit en net rustig gaan eet. Ek hoop jy maak mense. Ek gaan net 'n laaste happie vat. Ek moet met julle praat. Hy's baie lekker, net so by the way. Dis al wat dit is. Julle doen dit elke dag. Vertel jy vir mense van dinge wat jy beleef het, dinge wat jy ervaar het, dinge wat vir jou lekker was. Onder andere soos lemon meringue. En dis dieselfde beginsel as dit kom om te praat oor jou geloof. Om met iemand anders iets te deel, iemand te deel wat jou lewe verander het en jou lewe kan nooit weer dieselfde wees as gevolg van dit nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs, hy sê hierdie boodskap van die versoening het hy, God, aan ons opgedra om te gaan verkondig. Dis vir ons gegee om te gaan verkondig in hierdie wêreld. God kon in 'n oomblik dat almal hom sien, maar hy het gekies dat sy mense dit in die wêreld sal gaan vertel wat hy wil hê en te vertel dit wat ons beleef het en dit wat ons ervaar het. En wat ek wil doen vandag is, ek wil vir jou drie temas of 3 hoofpunte eintlik. En die eerste is eintlik net om te sê, hoekom moet ons dit doen? Die tweede ding is, hoe maak ek gereed? En die derde ding is net, okay, wat kan ek prakties gaan doen met hierdie inligting wat ek vandag hoor? So die eerste ding waaroor ek wil praat is, hoekom? Hoekom moet ek dit deel? Hoekom moet ek my geloof deel met ander mense? Hoekom moet ek vir ander mense vertel van hoe hy my lewe verander het? En hier is die eerste rede. Ons is gemaak om hom te ken. Mense is gemaak om God te ken. As jy vandag hier sit en jy volg nie vir Jesus nie, hier's wat jy moet weet, is dat God het jou gemaak om hom te ken. Hy het iets in jou ingebou, die vermoë in jou ingebou om hom te ken. Efesiërs 1 sê, omdat God ons liefhet, en hier's wat jy moet weet, jy is geliefd deur hierdie God. Omdat hy ons liefhet, het hy ons al voor die wêreld gemaak is, uitgekies om syne te wees. Dit was van die begin af sy plan, dat jy syne sal wees. Dit was van die begin af dat jy anders sal wees as ander wesens. Jy as 'n mens is uniek. Jy is na die beeld van God gemaak. Jy het waarde juis omdat jy na die beeld van God gemaak is. En ja, die beeld van God word verring deur sonde en deur staf wat deur ons gaan in hierdie wêreld. Maar jy is gemaak om te ken. Jy het 'n gees hier binne in jou wat die vermoë het om met God te kommunikeer en met hom verhouding te bou en hy wil met jou 'n verhouding bou. En daar is baie mense in ons lewe wat saam met ons werk, wat saam met ons leef, wat om ons bly, van ons vriende wat nog nooit ontdek het dat hulle is gemaak om God te ken. Hulle het nog nooit die primêre rede ontdek hoekom hulle hier is nie. En wat 'n tragedie is dit. En ek en jy weet dit, hoekom soveel te meer moet ons dit vir hulle vertel? En as jy Jesus nie volg, hier is wat jy weet, dis hoekom ons dit jou wil vertel. Want daar gebeur iets wanneer jy God ken. Daar gebeur iets wanneer jy nuwe lewe deur hom ervaar. Die tweede rede hoekom ons moet vir ander mense vertel, is want ons is verlore sonder Jesus. Sonde bring skeiding tussen mense en God. Alhoewel ons gemaak is om hom te ken, het sonde skeiding gebring, want God is heilig en ons geen duisternis en geen sonde naby hom nie. En hierdie sonde bring skeiding en ons is verlore en op ons eie en ons gaan hierdie. En ons het nodig om vir mense te vertel dat sonder Jesus kan daai verhouding nie gebeur nie. In Handelinge 4:12 staan daar, Jesus bring die verlossing en niemand anders nie. Nie 'n kerkbywoning nie 'n ander geloof nie jou goeie dade nie. Dis 'n iemand wat dit bring en dis net een iemand wat dit bring. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. God het gekies dat dit deur Jesus gebeur. En daarom wil hy hê dat ons wat reeds dit weet, vir ander gaan vertel. Want as hulle dit nie hoor nie,
kan dit nie gebeur nie. In 1 Johannes 5 staan daar, God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy seun. Dis nie deur jou goeie lewe nie. Dis nie deur jy wat goed genoeg goeders doen nie. Dis nie jy wat genoeg kerk bywoon nie. Dis deur iemand, dis deur sy seun. En wie die seun het die lewe. En dan hier is die slegte nuus, wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. En daarom is dit belangrik dat ons vir mense sal vertel daaroor. Die derde rede wat ek wil gee is, dis God se begeerte dat ons gered word. God is nie in die hemel soos, ek hoop julle figure dit uit nie. Nee, sy hart is dat ons hom sal ken. Sy hart is dat ons gered sal word. En sy hart is dat ons sal vertel, want sy hart is vir mense. En as ons hart soos syne moet wees, moet ons hart wees vir mense wat nog nie gehoor het. 1 Timoteus 2 sê, so is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser. Wat wil hê? Dit is sy begeerte. Hy wil dit hê, dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Dit is sy begeerte. Petrus skryf dit so, die Here is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê, dis sy begeerte, dat almal hulle moet bekeer. Dat almal hom sal leer ken. Want hulle is gemaak eintlik primêr vir dit. En dis sy begeerte, en daarom moet ons gaan. As dit ons Vader se begeerte is, as dit ons koning se begeerte is, as dit ons Here se begeerte is, dan moet ons sy begeerte gaan uitvoer binne in hierdie lewe ook. Ons is 'n missie en 'n opdrag gegee. Die groot opdrag is gegee. Dis nie die groot voorstel nie. Dis nie die groot idee nie. Dis die groot opdrag wat gegee is. Jesus sê, hierdie is wat julle moet doen. In Lukas 19 dan staan daar die doel hoekom Jesus gekom het. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Dis hoekom Jesus gekom het. En God die Vader se primêre hart is dat jy en ek meer en meer soos Jesus sal word. En daarom wil hy ook hê dat ons dieselfde missie as Jesus sal hê. Inteendeel, toe Jesus sy groot gebed bid in Johannes 17, wanneer hy bid vir sy volgelinge en hy bid vir ons wat nog sal kom as gevolg van sy disippels op daai stadium, dan bid hy hierdie ook. Hy sê, soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Dieselfde missie, dieselfde manier, dieselfde ding wat hy vir my gegee het ek ook vir hulle gegee. Inteendeel, in Johannes 20 dan sê dit weer, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ek wil hê julle moet dieselfde missie hê, ek wil hê julle moet dieselfde ding doen. En oor en oor en oor in die Nuwe Testament kry jy dit. Dis in al die evangelies, dis in Handelinge, dis in Korintiërs, oor en oor word dit gesê, dat Jesus se hart vir jou en vir my, die opdrag wat hy vir Christene gee. Dis nie van, ek sal kyk of ek dit inpas nie. Dis ons primêre opdrag. Die Bybel sê, soos wat julle leef, waar ook al julle leef, maak disippels, gaan na die hele wêreld toe. Petrus skryf dit so, julle behoort aan hom, en aan hom alleen. En as jy kan identifiseer met hierdie, dat jy behoort aan Jesus, dat hy is koning van jou lewe, dat hy is in beheer van jou lewe, dat hy is jou verlosser, hoor mooi, daarom, omdat dit waar is, moet julle die groot en goeie dinge, wat hy vir julle gedoen het, aan almal vertel. Dis deel van wie jy is, dis deel van om hom te volg. En ek wil die volgende sê, ek dink ons is die laaste tyd weer baie bewus, hoe klomp mense wil sê, die einde van die wêreld is naby, en dit moet gebeur het al, en dit moet kom, en daar's al hierdie goedes wat gebeur. Maar hier's wat jy moet weet, eerstens Jesus sê, niemand gaan weet nie, hy weet nie eers, net die Vader alleen weet. Maar dan sê hy die volgende, hy sê wel, dat ons, sy volgelinge, het 'n invloed op hoe gou dit kan gebeur. Te veel mense probeer allerlei berekeninge bring wanneer die einde gaan kom, in plaas van te doen wat Jesus sê, soos luister, as julle hierdie dinge doen, dan gaan die einde kom. En hier's wat hy sê in Matteus 24, hy sê, en hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat, hier is dit weer, al die nasies die getuienis kan hoor. Hierdie evangelie moet gaan en aan al die nasies bekend gemaak word. En kyk wat hy dan sê, eers dan sal die einde kom. Met ander woorde, ek en jy het 'n invloed wanneer hierdie kan gebeur. Deurdat as ons gaan na al die nasies toe, en hoe vinniger ons doen, hoe vinniger kan hierdie gebeur. So Petrus sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat aan julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle leef. So, ons verstaan hoekom ons moet doen. Okay, maar hoe maak ons gereed? Want Petrus sê, maak gereed. Julle moet altyd gereed wees. So, hoe maak ons gereed? Baie keer bid ons vir 'n geleentheid, maar dan is ons nie gereed nie. Ons weet nie wat om te sê nie. En dan is ons, kom ons praat met die dominee. Glo hy is gereed. Maar hy sê, elkeen van ons moet gereed wees. Elkeen van ons moet. So, hoe maak ons gereed? En ek wil sê, die ding wat jy die beste kan doen, is om jou storie te vertel.
om jou ervaring te vertel. Ek het jou net vertel wat ek hier proe in die oomblik van 'n lemon meringue. Hoeveel te meer, hy wat jou lewe verander het, jou ewigheid verander het, jou vrygemaak het van slegte gewoontes, vrygemaak het van sonde en sondige patrone, wat vir jou vrygemaak het van jou skuldgevoel, hoeveel te meer het jy iets om te vertel oor dit? Psalm 66 sê, kom luister alle dienaars van God, ek wil vertel wat hy vir my gedoen het. Ek wil vertel oor wat gebeur het. En die beste manier hoe jy kan vertel, is om jou eie storie te deel, om jou eie getuienis te deel van hoe God jou lewe verander het. Van wat hy kom doen het in jou lewe, wat jy ervaar het, wat jy beleef het. Alle adverteerders weet dat persoonlike stories is groot impak. Dis hoekom jy altyd op websites en op allerlei goeders gaan jy hoor van mense hoe dit hulle lewe verander het, hoe hierdie produk hulle lewe verander, hoe hulle lewe beter is. Want ons iets aan jou storie. Dis uniek. Dis jou storie. Niemand kan stry met jou storie nie. Dis jou storie. En dit is maklik om te onthou. Mense bou maklik verhouding met ander mense wat stories vertel. En by the way, dit is maklik vir jou om te onthou jou eie storie. En dis jou storie, dis jou ervaring. En ek wil dit vir jou prakties maak en ek wil vir jou sê daar's 4 dele vir jou storie en jy moet aan hierdie 4 dele van jou storie gaan werk. Gaan berei voor, raak gereed vir wanneer die geleentheid kom dat jy iets kan deel. Die eerste ding is, die eerste deel van jou storie is, hoe was my lewe voor Jesus? So, wat was aan die gang in my lewe? Wat was die gesindhede in my lewe? Wat was die plaasvervanging vir God? Wat was my gemoedstoestand voordat ek Jesus ontmoet het? Waar het ek myself bevind? Waarmee was ek besig geweest? En jy deel dit net met mense. Die tweede deel van jou storie is, hoe het ek besef, ek het Jesus nodig? Wat was die omstandighede wat jou laat begin dink het, van luister, ek kan nie so aangaan nie. Wat was die emosies wat besef het? Wat het iemand gesê, of waarna is jy blootgestel, of wat het jy gehoor, of waar het jy iets bygewoon, en jy het net besef, luister, ek kan nie op hierdie manier aangaan. Dis die tweede deel van jou storie. Die derde deel is, hoe het ek Jesus ontmoet? En hier moet jy spesifiek wees. Hoe het dit gebeur? Wat het jy gebid? Wat het jy gesê? Waar het dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Wees spesifiek daarin, soos dis hoe ek Jesus ontmoet het, dis wat ek gehoor het, dis wat ek gebid het. Want hier is die ding, party mense weet nie hoe dit moet gebeur nie. Soos een ding om sê, luister, jy moet jou lewe oorgee aan die Here, en soos, sê my net hoe lyk dit? Moet ek op my knie wees? Moet ek staan? Moet ek in 'n kerk wees? Kan ek by my huis wees? Hoe lyk dit? En almal se storie verskil. Maar deel jou storie. En dan die vierde deel, wat die belangrikste deel is, van hierdie hele storie is, hoe het my lewe verander, sedert ek Jesus ontmoet het? Hoe lyk my lewe anderste? Hierdie was die gesindheid voordat ek Jesus ontmoet het, en hier's wat verander het. Hoe het jou verhoudings met ander mense verander? Hoe het jou oortuiging dat jy weet waartoe jy gaan as jy doodgaan verander, vandat jy Jesus ontmoet het? Vertel vir mense, wat het verander in jou lewe? En luister, wees eerlik. Dis nie dat, soos luister, nou is my hele lewe maanskyn en rose en ons nooit probleme en alles is fyn. Dis nie die waarheid nie. Jy mag sê, weet jy, ek sukkel nog met hierdie ding, maar my perspektief oor dit te verander. Hier's wat verander het. En ek wil jy moet dit in hierdie terme onthou, dink aan 'n piramide. Die eerste deel is die kleinste gedeelte. Jy spandeer die minste tyd aan die deel waar jy was voordat jy Jesus ontmoet. En soos wat jy verder gaan, die vierde deel is waarin jy die meeste tyd spandeer. Te veel mense wil soos 'n halfuur praat oor hoe sleg te sonder hulle was en hoe bad dit was en alles. En baie keer dink jy, hierdie is nie 'n getuienis nie. Hierdie wil net brag oor hoe bad hy was. En dan wonder jy, soos is Jesus regtig so groot in hierdie ou se lewe? So, spandeer 'n klein deel en kyk vir gemeenskaplike gesindhede waarmee mense kan assosieer. Moenie in die mistiese en weird goeders ingaan nie. Kyk net die algemene persone, waarmee kan hulle? En dan bou jy jou storie verder dit. Hier is die ding, bid vir die regte woorde. Bid en vra dat die Here vir jou die woorde sal gee wat jy in jou storie moet sit, wat jy in jou getuienis moet sit. In Efesiërs sê Paulus die volgende: bid asseblief vir my dat die Here my die regte woorde sal gee wanneer ek met mense oor hom praat. So vra vir die Here, Here, ek wil gereed maak. Ek wil my storie voorberei, gee dat ek die regte woorde sal gebruik. Dat ek die regte goed sal sê waarmee mense kan assosieer, wat brûe sal bou na mense wat jy nie ken nie, sodat hulle die goeie nuus van Jesus kan hoor. En die tweede ding is, deurdink wat jy wil sê. Moenie net sê ek sal kyk hoe ek voel nie. Nee, deurdink dit. Dink wat jy wil sê, dink hoe jy dit wil sê. Spreuke 16 sê, 'n wyse mens praat verstandig en kies sy woorde so dat hy ander kan leer. En ek dink dit is belangrik dat jy dink, wat is wat jy wil sê, watter dele pas waarin en hoekom, en dis hoekom ek vir jou hierdie 4 dele gee, sodat jy kan beplan en sodat jy kan dink en dan oefen dit. Oefen om jou storie te deel. Dis nie 'n toespraak en 'n mondeling wat jy gee oor hier is hoe my lewe verander het nadat ek Jesus ontmoet het nie. Praat net natuurlik, soos wat jy praat en oefen dit.
En vertel dit vir ander mense, en as party mense laat hulle vir jou vra, wat bedoel jy met daai? O, okay, nee, wag, kom ek verander dit bietjie. Oefen dit. Om dit te deel in 'n gemaklike manier, en dit probeer dat nie langer as 3 minute wees nie. Floyd McLaren al sê, jy moet 'n 30 sekonde getuienis hê, sodat jy net vir mense kan lus maak, en as hulle meer vra, dan gaan jy aan met jou storie. Want jy het baie keer ook net 'n 30 sekondes met sekere mense. Maar oefen, wat is dit wat jy wil sê? En nou, natuurlik is daar, ek wil hierdie net uitlig, spesiale gevalle. Miskien is jy as kind 'n Christen geword, en jy het afgedwaal van die pad, en toe het jy 'n nuwe toewyding gemaak. So wat 'n deel vertel ek nou, hoe werk dit? En my raad vir jou sal wees, is gebruik dieselfde 4 stappe, en begin net waar jy was, net voordat jy 'n nuwe toewyding gemaak het. Begin daar. Ek meen, wat as ek 'n kind Christen geword en ek nooit afgedwaal nie? Ek volg van dat ek kind af is Here. Dan volg jy dieselfde 4 stappe, maar jy gebruik voorbeelde van, weet jy wat, ek het altyd gesien dat mense wat Jesus nie ken nie, sukkel met hierdie ding. En ek het altyd gewonder oor dit, want ek het nooit daarmee gesukkel nie. Miskien is dit omdat ek Jesus gevolg het. En jy kyk jou observasies van dinge wat jy nie ervaar het en nie beleef het nie, en trauma wat deur jy nie gegaan het nie, juis omdat jy van kind af deur al gevolg het. En dan volg jy dieselfde 4 stappe. En dan natuurlik het ons verskillende stories. Was jy al ooit teleurgesteld? Het God jou al ooit daarmee gehelp? Dis 'n storie wat jy kan vertel. Het jy al ooit verskriklik gesukkel met skuldgevoel en God het dit kom verander? Dis 'n storie om te vertel. Was jy al ooit spyt oor iets? Was jy al ooit deur 'n baie moeilike situasie en siekte of wat ook al, en God het jou genade gegee en gehelp deur dit? Dis 'n storie om te vertel. En ons het verskillende stories, want wanneer ons met mense verhouding bou, en dan hoor ons iets in hulle lewe waarmee ons kan assosieer en sê, weet jy wat, ek het dit ook al beleef. En hier's wat gebeur het, en hier's wat ek besef het, en hier's hoe Jesus my gehelp het met dit. Ons het verskillende getuienisse, verskillende stories. En dan net om prakties, wat moet ek doen? Okay, ek het hierdie inligting, maar wat moet ek doen met dit? En voordat ek net baie prakties raak, dink ek is belangrik dat ek en jy ons harte evalueer. My vraag is, wil jy regtig jou storie deel? Dink jy regtig dis nodig om te getuig teenoor mense? Glo jy regtig dat die evangelie mense se lewens kan verander? Glo jy regtig dat die evangelie huwelike kan red? Glo jy regtig dat die evangelie hoop kan gee vir mense wat hopeloos en moedeloos is en hartseer is en vasgevang is? Glo jy dit regtig? Want as jy dalk twyfel en dit nie regtig glo nie, hoekom sal jy dit deel? Hoekom sal jy vertel van een of ander produk wat jy gekoop het, maar dit werk nie heeltemal vir jou nie? Jy twyfel of hierdie produk werk, maar soos hoor, hier is 'n great produk, koop dit. Jy vat sommer myne. Maar eintlik wonder jy oor dit. Is jy regtig oortuig dat Jesus mense se lewens kan verander? En is jy regtig oortuig dat mense is verlore sonder hom en mense het geen hoop sonder hom? Hoor wat skryf Paulus in Romeine 10, hy sê, en hierdie is in die boodskap parafrase, hy sê, jy kan nie die Here vra om jou te help as jy nog nie eens weet wie hy is nie. Daar's mense in ons lewens wat nie weet wie hy is nie en hulle het hulp nodig en hulle het niemand om te vra nie. So baie keer hoor ons van die slegste moontlike goeders wat kan gebeur hier by die kerk. En weet jy wat die ding wat ons baie keer vir mense sê is, hoe hanteer jy hierdie situasie in jou lewe as jy nie die Here ken? Daar's sulke mense, hulle weet nie. En hoe kan jy weet wie hy is as jy nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe kan mense van hom hoor as daar niemand is om hulle van hom te vertel nie? En dis waar ons inkom. Daar's mense wat hopeloos en moedeloos is, wat nodig het om te hoor van hierdie Jesus, sodat hulle iemand het na wie hulle toe kan uitreik. In Romeine 1 sê Paulus, ek is glad nie skaam om die goeie nuus oor Jesus Christus bekend te maak nie. Hoekom nie, Paulus? Hoekom is jy nie skaam daaroor nie? God se groot krag is aan die werk op elke plek waar hierdie boodskap verkondig word. Glo jy dit? Glo jy dat daar krag is in hierdie boodskap? Glo jy dat daar krag is deur die Heilige Gees? Hy red, God red elkeen wat dit glo, Jode en nie Jode. God se goedheid word sigbaar oral waar mense met hulle hele lewe op hom vertrou. So kom ons wees prakties. Wat is dit wat ek moet doen? Jesus sê die volgende. Hy sê, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Hy sê, hier is die natuurlike ding wat gaan gebeur. As julle my volg, as julle agter my aanloop, is hier wat gaan gebeur, julle gaan vissers wees. Hier so ek het wil sê, volgelinge vis. Dis wat volgelinge doen. En as ons nie vis nie, moet ons wel dalk die vraag vra as ons besig om te volg. Want Jesus sê, dit is wat gaan gebeur. As julle my volg, gaan julle vissers wees. As julle my volg, gaan julle vir ander mense wil vertel. Dit is die natuurlike ding, want hy verander ons om dit te doen. Hy het die vermoë om my en jou te verander. Maar miskien is dit ek en jy wat nie heeltemal volg, soos wat ons moet nie. En wanneer ons vis vang,
En ek bedoel met baie respek, as jy sit en soos, is ek 'n vis? Nee, dis nie wat ek bedoel nie, dis net die terme. Maar volgelinge vis, en hier's die eerste ding wat jy moet doen, is identifiseer jou dam. Dit gaan alles sin maak, ek beloof. Jy's besig om vis te vang, jy's besig om uit te reik, jy's besig om uit te kyk, waar is dit wat mense nodig het om die goeie nuus te hoor. En jy moet identifiseer, waar is dit waar jy moet wees. Handelinge 1:8 sê Jesus, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En kan ek net sê, as jy doen dit op jou eie nie. Jy het die bonatuurlike vermoëns wat God se Gees in jou inbou om hierdie te doen. Hy doen dit saam met jou. En hy kom gee krag juis wanneer ons die eerste tree gee en sê, okay, ek gaan hierdie doen. Ek gaan uitreik na mense toe. Kom gee vir jou krag om dit te doen. Julle gaan krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En kyk daai woordjie, jy moet hom omkring. Daar staan nie my advokaat nie, daar staan nie my prokureur nie. Net 'n getuie. Sy 'n advokaat moet sy saak bou en sê hier's wat gebeur het, nie so en hier's hoekom dit is goed. 'n Getuie kom net in sê hier's wat ek gesien het, hier's wat ek ervaar het. Hy sê dis wat julle moet wees. En natuurlik, sekere ouens word geroep om die evangelie te verdedig en sekere goeders op plek te sit en as dit jy is great, maar vir die algemeen is dit. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Hierdie is 'n een ding, dis oral en jy moet identifiseer, waar is jy nou? Waar het jy tans invloed? Wie is die mense met wie jy verhouding het? Wie is die mense in wie se lewe jy kan inspreek? As jy gaan kyk na die disippels, baie van hulle was broers, baie van hulle was vriende geweest. Hoekom? Andreas ontmoet vir Jesus en dan gaan hy en sê vir Petrus, luister, ek het hom gekry, kom saam. En hulle vriende saam wat saam met vis vang, Johannes en Jakobus, en hulle volg Jesus saam. Toe Matteus tot bekering kom, toe Jesus vir hom vra om te volg en hy begin hom volg, wie nooi hy? Die ander tollenaars. Want hy het verhouding met hulle. En daarom is dit so goed jou storie en om die mense. Waar is jy? Waar het jy invloed op hierdie stadium? En dis wat ek wil hê jy moet doen. Jy moet die name gaan neerskryf van mense met wie jy invloed het wat nie die Here ken nie. En hier's die ding. Daar's 'n ou James Ingle, dit staan Engel, maar dis Ingle. James Ingle het hierdie skaal ontwikkel. En hy het gesê, luister, enige persoon wat wonder oor geestelike dinge, wat belangstel in geestelike dinge, maar wat dalk nog nie by die Here nie, is op hierdie skaal. Wanneer jy oor na die positiewe toe gaan, is wanneer jy jou lewe oorgee aan God. So as mense begin vra as hulle eers op hierdie skaal, maar dan natuurlik wanneer mense glad nie belangstel in geestelike dinge nie, is hulle nog nie op die skaal. En as jy name het en jy moet gaan kyk wie is op die skaal en wie is nie op die skaal nie. As daar mense is wat nog glad nie belangstel in geestelike dinge nie, dan begin jy hierdie vers bid en dit is 1 Korintiërs 2:14. Want dit is wat Paulus sê. Hy sê die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Al ooit met mense gepraat soos dit wat jy sê maak nie sin nie. Dit kan nie sin maak nie. Hy kan dit nie verstaan nie want dit moet geestelik beoordeel word. En dis wat jy moet bid. Jy moet bid, Here, maak hulle geestelike oë oop dat hulle kan sien. Hier's wat 2 Korintiërs sê. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die god van hierdie wêreld, dis die duiwel, verblind is sodat hulle nie die lig van die evangelie kan sien nie. Mense kan dit nie sien nie want so begin dit bid en sê Here, maak hulle geestelike oë oop, laat hulle geestelike dinge kan begin verstaan, laat hulle geestelike vrae begin vra en begin dit bid vir daai persoon. Maar as daai persoon wel op die skaal is en hulle het geestelike belangstelling, dan bid jy hierdie in Kolossense 4. Staan daar bid dat God vir ons 'n deur vir die evangelie oopmaak. So jy bid vir 'n geleentheid om jou storie te deel. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my opgelê is. Weereens, daar's dit. Bid dat ek dit op die regte manier sal doen, die regte ding. En dan hier's die aksiestap wat ek vir jou wil gee. Is identifiseer jou een meer. In 'n vorige preek het ek vir jou hierdie verduidelik. Oor en oor vind jy in die Bybel, Jesus vertel as een persoon tot bekering kom, is daar 'n partytjie in die hemel. In Handelinge dan staan daar dat 'n groot menigte het tot bekering gekom as gevolg van die bediening van Paulus en Barnabas. En dan is die vraag, wat is 'n aansienlike skare? Wat is 'n aansienlike getal mense? Hier is my antwoord vir jou, een meer. Een meer wat Jesus leer ken. Een meer wat ontmoeting met hom het. Een meer wie se lewe verander. Een meer persoon wat in die hemel kom. Een meer is 'n aansienlike getal in die koninkryk van God. En ek en jy het nodig om te identifiseer wie is jou een meer en wie is jou een meer? Die persoon wat naby aan jou is, maar ver van die Here is. So wie is die persoon in jou lewe wat naby jou is? Of dit is werk, of dit is vriende, of dit is familie, of dit is julle doen sport saam, hulle is naby jou, maar hulle is ver van die Here. Dis jou een meer. Identifiseer hulle. Dan die tweede ding is, dink soos die mense in jou dam. Dink soos hierdie mense na wie toe jy uitreik. Wat is hulle behoeftes? Wat is hulle uitdagings? Wat is hulle seer? En dink dan wat is nodig, hoe jy hulle kan dien en wat jy kan doen.
Paulus skryf oor hoe hy verskillende rolle ingeneem het, sodat hy verskillende mense kan bereik. Dan sê hy, vir die swakkes het hy swak geword, en vir die wat onder die wet is, het hy geword soos die onder die wet, en die wat nie onder die wet is nie, soos hulle geword. En dan sê hy, vir almal het ek alles geword. Hoekom? Om in elke geval sommige te red. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, soos ek in die vrug daarvan kan deel hê. Paulus sê, ek kyk wat is die behoeftes hier om my, en ek kyk wat is nodig, en ek bedien mense. En hier's wat ek vir jou wil sê, hier's jou aksiestap. Bid en dien jou een meer. As jy daar naam het, begin vir hulle bid. Bid vir hulle dat hulle geestelike dinge sal begin wonder oor, bid dat hulle vir 'n geleentheid, en begin hulle dien. Kyk wat is hulle behoeftes, kyk hoe jy goed kan wees, kyk hoe jy liefde kan wys. Wees dit goed vir hulle. Laat hulle die goedheid van God beleef. En dan gebruik verskillende geleenthede in jou dan. Gebruik die geleenthede wat daar is. Tree met wysheid op teenoor mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Kyk wat is die geleenthede waar jy kan dien. Kyk wat is die geleenthede waar jy kan uitreik. Hier sou ek dit wil sê, gebruik geleenthede om te deel met jou een meer. Soms deel jy uitnodiging en sê, hoor, wil jy nie saam my kerk toe kom nie? En nooi hulle saam kerk toe. Soms deel jy jou storie. Miskien is daar geleenthede, soos hoor, hier's my storie, hier's wat ek ervaar, ek het dieselfde beleef en hier's hoe God my lewe verander het. Jy deel dit. Soms deel jy net nog 'n koppie koffie. En sê, ek besef jy is nog nie daar nie, maar kom ons bly verhouding bou. Ek wil steeds jou vriend wees. Jy's nie 'n projek vir my nie, jy's 'n vriend vir wie ek omgee. En luister, jy moet dink in terme van visvang, nie jag nie. Weet party van julle is groot jagters, maar hierdie is visvang. Hier's die ding, hier's die verskil tussen jag en visvang. Jag is bietjie meer aggressief en visvang is bietjie rustiger. Okay? Jag is soos, jy het nie 'n keuse nie, ek gaan jou skiet. En visvang is soos, ek gooi jou aas uit, jy kan kies. Hier het ek een kans, en dan is het verby met jou. Hier het ek verskeie geleenthede. Hier is one size fits all, en hierso, ek gebruik verskillende aas, vir verskillende vis, op verskillende tye. Hier skiet ek jou nou verby, en hier moet ek inkatrol, en bietjie los, en weer inkatrol, en weer bietjie los. Maar wat kan gebeur? Wat kan gebeur indien jy verhoudings bou? Wat kan gebeur indien jy goed is vir mense? Wat kan gebeur as jy gereed maak en die geleentheid kom, wat iemand vir jou vra, hoekom is jy 'n Christen? Hoekom lyk jy anders in hierdie omstandighede? Hoekom bly jy staan ten spyte van hierdie? Hoekom bly jy staan ten spyte van die uitdagings wat deur jy gaan? En jy is gereed om jou storie te deel. En wat kan gebeur indien ander mense van Jesus kan hoor en hulle ken 'n naam en hulle ken iemand na wie toe hulle kan uitreik? En in hulle hopelose situasie kry hulle iemand wat die bron van hoop is vir hulle lewe. Wat kan gebeur? Wat kan gebeur as ons primêre doel as gemeente is om seker te maak dat ander mense die goeie nuus van Jesus hoor? En ons doen alles wat ons doen sodat mense die goeie nuus van Jesus kan hoor. Ons is goed vir mense en ons bedien mense sodat hulle die goeie nuus van Jesus kan hoor. Wat kan gebeur? Waar is jou een meer? Wie is jou een meer? Bid elke dag vir jou een meer. En bid vir geleenthede en soek geleenthede. En dan deel wat nodig is vir jou een meer. En net miskien deel iemand in die ervaring wat jy het en hulle kan deel die ervaring wat in hulle lewe gebeur het omdat iemand anders iets met hulle gedeel het wat goed en mooi en lewensverandering is. Wat kan gebeur? Wat kan gebeur? En as jy hier is en jy wonder oor hierdie hele ding, bly kom. Ek nooi jou uit, bly kom. Kom hoor, kom kyk. Wie weet? Wie weet wat kan gebeur indien jy Jesus ontmoet? Ek as 'n vriend van Jesus wil jou voorstel aan my vriend Jesus wat my lewe verander het. Wat my toekoms verander het. Wat my storie en die legacy wat ek bou verander het. En my hart is dat jy hom sal leer ken. Want hy het drome en planne vir jou lewe. En hy het 'n plan wat goed is. En daar's vryheid in hom, en daar's vergifnis in hom, en daar's lewe in oorvloed in hom. En hy wil dit vir jou gee. En vir jou wat hom reeds volg, hy wil hê dat jy sal gaan. En dat jy hom met ander mense sal voorstel. Juis omdat jy sy vriend is. Kom ons bid saam.
Here, ek eer U dat U ons so lief het. Dat U alles gedoen het wat nodig is sodat ons 'n verhouding met U kan hê. Dankie dat U begeerte is dat ons U sal leer ken. Dankie dat U vir ons die vermoë gegee het om 'n verhouding met U te kan hê. En dankie dat U vir ons ook wil help sodat ons vir ander mense kan vertel. Dankie dat U kies om mense te gebruik in hierdie groot storie van U. En ek wil kom vra Heilige Gees dat U ons sal kom herinner aan hoe ons lewens verander het. Wat 'n impak U in ons lewe het. En dat ons dit sal deel en dat ons sal geleenthede soek om dit te deel. Kom skep in ons 'n opgewondenheid, kom skep in ons 'n vuur, kom skep in ons 'n passie om te deel dit wat U kom doen het en dit wat U kom verander het. Ons eer U Vader. U is goed en wat U doen is goed. Amen.